Kom ons sluit ons oop vir 'n oomblik. Hemelse Vader, ons dankie vir die voorreg om hier saam te wees vandag. Dankie vir die liefde vir elkeen van ons. Dankie vir die goedheid. Dankie Jesus dat U hier by ons is. Ons maak ons harte oop om te ontvang dit wat U vir ons wil gee. In Jesus naam. Amen. Halleluja. Goed, my titel vanmôre gaan wees die vloei wat jy toelaat is die vloei waarin jy lewe. Die vloei wat jy toelaat is die vloei waarin jy lewe. En toe ek nou daar gestaan en die Here aanbid het, toe kom dit uit my op, toe ek 11 jaar oud is ek wedergebore. En ek was 'n boekwurm gewees, ek het boeke gelees van kleins af. En daar was 'n boek gewees wat soos 'n roman geskryf is. Kyk, hulle het nog Bessie en Toos gelees, toe lees ek romans. En maar die boek was geskrywe om jy na die Here te lei. Dis waarvoor die boek geskrywe was. Dis deur Stein geskryf. Ek het later gehoor, is blykbaar familie vir my ver langs. Maar die boek se naam is Sterk soos die dood. Dit gaan liefde is sterk soos die dood. En in die boek is dit die karakter wat uiteindelik besef hy moet wedergebore word. En hy met die Here aanneem. En ek besef maar wragties, ek kan nie dink dat ek nou op 11 jaar ouderdom nog ooit so iets gedoen het nie, jy weet. En die versie wat in die boek geskryf is Openbaring 3 vers 20. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, dan sal ek inkom en ek sal fees maak. En ek dink myself, maar ek het nog nooit die deur oopgemaak nie. En ek lê in my bed daai aand, donker, almal slaap. En ek begin praat en ek sê, Here Jesus, ek kan voel U klop. Maar ek ervaar sy teenwoordigheid. Daar. Ek hoor U klop en ek maak die deur oop. Kom asseblief in. En ek toe hy inkom, dit was 'n ervaring, jy weet, om die Here was in my op daai oomblik. En sy teenwoordigheid was daar. Jesus was in my kamer. Amen. En mens moet nie daai, wat die Here eintlik vir my gesê het, ons daar staan in worship, is moet nooit my teenwoordigheid vergeet nie. Soos wat jy het ervaar het daai aand toe jy 11 jaar oud was. Hou dit. Hy is altyd by jou. Hy is altyd daar. Daar's 'n boekie geskrywe, jare terug ek die boekie gelees, wat ek daaraan gedink het, Practicing the Presence of God. Ek dink is Brother Lawrence die boekie geskryf het, Practicing the Presence of God. Practicing the Presence of God. Waar jy ook al gaan, hy is by jou. Hy is daar. Hy is, en met wie het ons te doen? Ons het te doen met die een wat ons lief het, maar ons het ook te doen met die Here en die Meester, jy weet. Ek lees 'n bietjie deur die Nuwe Testament hier van vooraf, en ek begin by Matteus. Matteus het lang hoofstukke, maar Matteus is 'n ander tipe boek. En dan op 'n stadium praat hy oor wanneer hy weer kom. En dan sê hy, ek sal weer kom in heerlikheid, in my troon van glory, met my heilige engele. Daai dag kom, mense, wanneer hy weer kom, in heerlikheid, die Meester. Amen. Maar jy het 'n voorreg om, en onthou jy daar waar hy gesê, die skape en die bokke, julle sê dit al, ek het julle nie geken nie. Nou as jy die practice, as jy sy teenwoordigheid practice, beoefen, amen, dan ken hy jou, jy ken hom. En jy gaan nie foute maak, as jy altyd vir Jesus vra om te doen nie. Amen. Amen. So ek het gevoel, ek gaan vandag deur 'n klomp basiese goeders gaan. Mens moet baie keer die basiese goeders hersien en hernuwe, want as jy die basiese goeders goed ken en goed doen, dan doen jy die gevorderde goeders goed. Amen. As jy springbokke net kan paas en nie laat val nie, dan wen hulle verder. Jy weet, dis daai basiese goeders, verstaan? So kom ons begin daar, Johannes 4. Ons gaan 'n klompie basiese goed, want ons almal ken dit, maar baie keer as mense dit so onder leiding van die Heilige Gees hersien, dan bring die Heilige Gees iets nuut vir jou, wat vir jou iets beteken, wat net 'n ander hoek vir jou gee. So Johannes 4 vers 23 en 24 praat Jesus daar met die vrou by die put, en hy sê die volgende woorde, maar daar kom 'n uur, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders, die Vader in gees en waarheid sal aanbid,
Want die Vader soek ook mense wat hom so aanbid. God is gees, en die wat hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid. God is gees. Ok, nou gaan ons na Genesis 1. Genesis 1 vers 26 tot 28. En God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis. Wow. En laat hulle heers oor die visse van die see, en die voëls van die hemel, en die vee, en oor die hele aarde, en al die diere wat op die aarde kruip. En God het die mens geskape na sy beeld. Na die beeld van God het hy jou geskape. Man en vrou het hy hulle geskape. En God het hulle geseën. Die woord seën beteken 'n bekragtiging om suksesvol te wees. En God het vir hulle gesê, wees vrugbaar, vermeerder, vul die aarde, onderwerp dit, heers oor die visse van die see, die voëls van die hemel, en oor al die diere wat op die aarde kruip. So, jy is in die beeld van God gemaak. God is gees. So wat maak dit vir jou? Jy is 'n gees. Jy dink en jy's 'n lyf, jy bly maar net in 'n lyf. Amen. Jy bly in die lyf, maar jy is nie die lyf nie. Jy is die gees aan die binnekant. En nou gaan ons na 2 Tessalonisense 5:23. Waar Paulus nog hierdie onderskeid verder vat. 2 Tessalonisense 5:23. Nee, ekskuus, 1 Tessalonisense 5:23. En mag hy die God van die vrede julle volkome heilig maak, en mag julle gees en siel en liggaam geheel en al onberispelik bewaar word by die wederkoms van ons Here Jesus Christus. So nou deel hy ons in 3 dele op: gees en siel en liggaam. Goed, Hebreërs hoofstuk 4. Hebreërs hoofstuk 4 vers 12. Want die woord van God is lewendig en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard, en dit dring deur tot die skeiding van siel en gees. Jy sien, dit is nie dieselfde ding nie. Jy is 'n gees, jy het 'n siel en jy woon in 'n liggaam. Raai wie dit vir my geleer? Komenie. Jy is 'n gees. Het jy my vir my geleer? Toe ek was 22 jaar oud. Toe leer my nie vir my. Jy is 'n gees, jy het 'n siel, het aan die Oliver ook vir my geleer, en jy woon in 'n liggaam. Amen. Jou liggaam is jou erfsoet. Dis sodat jy kan bly. Okay? Nou goed. Matteus 6 vers 33. Matteus 6 vers 33. Praat Jesus die volgende woorde. En hy sê, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Watter dinge praat hy van? Wanneer die heidene soek. Wie ken 'n heiden? Hulle soek allerlei goeders. Die heidene wat ek ken, normaal hulle soek allerlei goeders. Maar die Here sê, moenie die goeders soek nie, soos die heidene nie. Soek die koninkryk. En die heidene, dit wat hulle soek, gaan vir jou gegee word. Amen. Maar jou prioriteite is reg, jy sien. Soek nou as ons soek, wat moet ons doen? Jy moet vir jou vrou vra, waar moet ek soek? Jy vra vir jou vrou, waar is my sleutels? En sy gaan soek in die sitkamer. So, nou gaan soek, waar moet ek soek as ek die koninkryk soek? Lukas 17, vers 20 en 21 sê vir ons waar om te gaan soek. Lukas, hoofstuk 17, vers 20 en 21. En toe hy deur die fariseërs gevra is, wanneer die koninkryk van God sal kom, het hy hulle geantwoord en gesê, die koninkryk van God kom nie met sigbare tekens nie. En hulle sal nie sê, kyk hier of kyk daar nie, want die koninkryk van God is binne in julle. So nou moet ek 'n koninkryk soek. As ek daai koninkryk soek en sy geregtigheid, dit beteken die stelsel van hoe die koninkryk wat reg is in die koninkryk, dan sal al die dinge vir my bygevoeg word. Wie van julle stel belang? Ek stel belang, amen. En ek moet daai koninkryk binne in my soek. Dis nie om my nie. Okay? Nou wil ek eers gaan na Romeine 14.
Romeine 14, vers 17. Luister mooi. Want die koninkryk van God is nie spys en drank nie. Wat wil hy daarmee sê? Dis nie reëls en regulasies en wette en raak nie, smaak nie, roer nie aan nie. Baie mense wil dadelik daaraan toe gaan, jy weet? Ja, jy sal 'n deurbraak kry as jy net 'n bietjie een of ander reël hou. Dit gaan nie oor reëls hou nie. Dit gaan oor, wat sê hy? Geregtigheid, vrede en blydskap in die Heilige Gees. Nou kyk na daai volgorde. Ons gaan daarna kyk vandag. Geregtigheid is eerste, dan vrede en dan blydskap in die Heilige Gees. Dit is interne kragte. Ek soek die koninkryk is in my, die koninkryk is binne in my, is daar 'n koninkryk. Jy sien, ek is nie net 'n puppet nie. Ek is 'n wedergebore mens, wedergebore om wat te wees? In die beeld van God, soos hy. So ek is eintlik 'n baie kragtige wese, maar daai krag kan vir my of teen my gebruik word. As ek my krag oorgee aan die vyand, deur sy gedagtes te dink, en sy woorde te sê, dan gaan hy dit gebruik teen my. Die duiwel se krag is hom ontneem, maar hy het nog steeds die vermoë om decepsie toe te pas. So hy kom smokkel met jou kop. Okay? Die koninkryk van God is nie spys en drank nie, maar geregtigheid en vrede en blydskap in die Heilige Gees. Nou gaan ons na Romeine 5 toe. Romeine 5 vers 17. Die fondasie openbaring in die koninkryk van God, die eerste openbaring volgens die woord, wat jy moet kry as jy wil vorder in die koninkryk, is die openbaring van geregtigheid. Hoe weet ek dit? Want Hebreërs 5 sê dit. Hebreërs 5 sê, hulle wat onvaardig is in die woord van geregtigheid, is babietjies. Amen? Nou goed, die eerste ding wat jy moet besef van geregtigheid, is dat geregtigheid is 'n geskenk. 'n Geskenk is nie iets wat jy kan verdien nie. Jou salaris verdien jy. Okay, so jy werk, en jy kry salaris aan die einde van die maand. Nee. Jy gaan nie neerslaan in die baas se kantoor met trane in jou oë en dankbaar oor die salaris nie. Want niemand doen dit met my nie. Want hulle neem aan, hulle moet 'n salaris kry, en hulle wonder ook kan hulle nie meer nie, jy weet? Want hulle het gewerk daarvoor. So daar's geen guns betrokke nie. God se stelsel werk anderster. Dit gaan oor guns, nie verdienste nie. So ek kan nooit voor hom gaan staan met my lysie van, ek kan dan elke Sondag kerk toe. Ek doen dit, ek doen dit, ek doen dit. As ek met daai lysie gaan ek nie ontvang nie. Want ek kan nie op grond daarvan ontvang nie. Ek moet gaan op grond van sy liefde vir my. That's it. Dan kan ek ontvang. Romeine 5:17, want as die gevolge van die misdaad van die een, dis nou Adam, die dood geheers het deur die een. Veel meer sal hulle, wat die oorvloed van guns en die geskenk van geregtigheid ontvang, daar's die kernwoord, ontvang, in die lewe heers, in die lewe heers, deur die een, Jesus Christus. Kom ons lees op in die Amplified. For if because of one man's trespass, death reigned through that one, much more surely will those who receive God's overflowing grace, His unmerited favor, and the free gift of righteousness, putting them in right standing with Himself, reign as kings in this life, through the one man, Jesus Christ, the Messiah, the Anointed One. Amen. So, dit gaan oor my en jou se vermoë om te ontvang. Ons vermoë om te ontvang. Dit gaan nie oor die Here se gewilligheid om te gee nie. Dis klaar afgehandel. Ons weet hy is gewillig. Toe die Heilige Gees uitgestort is in Handelinge 2,
het hy die hele aarde gevul. Die krag van God is hier teenwoordig, waar ons nou is. Oral waar jy is krag van God, is die krag van God teenwoordig. Dit hang af of iemand, die feit dat die krag teenwoordig is, beteken nie die krag is 'n manifestasie nie. Iets kan teenwoordig wees, maar nie noodwendig 'n manifestasie nie, want jy moet dit in beweging sit. Jy moet dit raakslaan, om dit so te stel. Dit vat geloof. Geloof is die sleutel. Dit is interne kragte. Dis hoekom die oorlog gaan oor jou denke. Want as jy verkeerd kan dink, dan gaan jy nooit die krag gryp nie. Jy gaan dit nooit ervaar nie. Dis die duiwel se hele doel met jou, is om jou gedagtes een kant te trek. So 2 Korintiërs 10 sê dit. 2 Korintiërs hoofstuk 10 en vers 3. Hoewel ons in die vlees wandel, ek kan ook sê ook, alhoewel ek in 'n lyf bly op die aarde, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie. Jy kan die duiwel nie wen met karate nie, okay? Want die wapens waar ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God. Smith Wigglesworth het gesê, I'm 1,000 times bigger on the inside than I am on the outside. Ek het so 'n paar weke terug was op ons Witbank gewees. En die pastoor, Mark Barkley, ek het die aand, het is geëet saam met hulle. En hy het al die manne persoonlik ontmoet. Dit was so lekker om te gesels. Hy was persoonlike vriende met manne soos John Osteen, en met T.L. Osborne, en met Charles Capps, en met Lester Sumrall. Nou toe Lester Sumrall 'n jong man was in sy 20's, het hy vir Smith Wigglesworth gaan besoek in Londen. En hy toe was Smith Wigglesworth al in sy 80's, ou vergete man. Maar hy het elke dag om toe gegaan. En saam met hulle gebid. En Smith Wigglesworth het sy hande op hom gelê en trane het oor hom geloop, soos hy daai salwing omgesit het. Nou sê ek vir Pastor Mark, hoe was Lester Sumrall? Hy sê, man, hy was die sagste mens wat jy nog ooit ontmoet het. En die hardste. Ek sê, okay, ek dink ek verstaan. Hy is sag met jou en hard met die duiwel. Hy sê, as hy in 'n nuwe land aankom, waar hy die evangelie moet gaan verkondig, en klim hy van die vliegtuig af en staan en sê, duiwel, ek is hier, en ek kom vat oor. Hy weet wie hy is. Hy het nie onsekerheid. En hy het dit by Smith Wigglesworth geleer. Smith Wigglesworth het 14 mense uit die dood opgewek. Dokumenteer. Maar kragtig deur God om vestings neer te werp, terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God, en elke gedagte gevange neem tot gehoorsaamheid aan Christus. Mense, dis waar ons oorlog lê. Dis die vlak waarop die vyand in elkeen van ons se lewe konstant werk op jou gedagtes. Hy het dit met Jesus ook gedoen. Toe Jesus in die woestyn was, daai 40 dae, ewe skielik kry Jesus 'n gedagte. Net 'n gedagte. Hoekom vat ek nie daai klippe? Hoekom vat jy nie? Nee, wat is die gedagte wat hy gekry het? Luister mooi. Die gedagte wat Jesus kry is, as jy die seun van God is, so hy bevraagteken sy identiteit. As jy waarlik geregtig is, as jy waarlik vry is, as jy, wie se stem is dit? Dis Satan se stem. Nou, Jesus het erken, dis die ding, Jesus het erken dis Satan se stem, en hy het geantwoord met die woord, altyd, dis wat jy moet doen. Daar staan geskrywe, die mens sal nie leef van brood alleen nie, maar van elke woord in die mond van God. Sien, jou gees is soos 'n vrugbare stuk grond, waarin geplant moet word. En daar kan goeie saad geplant word, en daar kan slegte saad geplant word. Spreuke 18 vers 20 sê, a man's innermost being is filled with the words of his own mouth. Jou innerlike wese word versadig met die woorde van jou eie mond. Dit wat jy aan mekaar sê, versadig na jou gees. Jou gees wil produseer wat jy sê. En dit is gelukkig gebeur dit nie dadelik nie.
dank die Here, dat dit 'n proses is, want ons kan nog iets doen. As ons altyd, maar ek sê in die hele lewe lank sê ek nog hierdie negatiewe ding, dan kan ek dit nog verander, maar dan beter ek werk, want onthou as jy in 'n verkeerde vloei is, as jy in 'n negatiewe vloei jouself geplaas het, dan is daar momentum agter daai negatiewe vloei. En jy gaan dit nie in een dag verander nie. Jy sal moet die momentum stop en moet omdraai. Jy loop op die dood af. En jy het 'n momentum agter jou. Maar jy kan dit stop, solank as jy asem in jou het. Jy moet net begin. Terwyl ons planne verbreek, jy sien planne van die duiwel nou, hè? En elke kans wat opgewerp word in die kennis van God, en elke gedagte gevange neem tot gehoorsaamheid aan die gesalfde een, en sy lasverwyderende, juk-vernietigende krag. Jesaja 10:27, né? En ons gereedte om elke ongehoorsaamheid te straf, en die hele gehoorsaamheid volkom is, kyk julle na wat voor oë is. Jy kan nie leef, wat sê hierdie selfde 2 Korintiërs 5:7? Ons wandel deur geloof en nie deur aanskouing nie. Jy kan nie leef deur wat jy sien nie. Geloof is om te ignoreer wat jy sien. Om te ignoreer wat jy hoor van die vyand af. 'n Deel van geloof is om te leer om sterk te ignoreer. Want die vyand gaan met jou praat, en hy gaan vir jou sê, maar jy is niks werd. En hy gaan jou aankla, want sy naam is die aanklaer van die broers, né? Beteken hy gaan jou aankla. En jy kan nie die duiwel stil maak nie. Solank as hy nog op hierdie aarde is, gaan hy praat. Maar jy kan leer om te ignoreer. Amen. Nou kom ons kyk net eers na Romeine 8. Romeine 8 vers 1 en 2. Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Want die wet van die gees, van die lewe in Christus Jesus, het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. So ons sien 2 wette. Wat is 'n wet? 'n Wet is so swaartekrag. Dit beteken dis konstant, dit werk altyd. Dis 'n fisiese wet. Jy op die dak klim, gaan jy nie boontoe gaan as jy afspring, jy gaan onder toe gaan. Amen. En dis konstant. Dit gebeur net partykeer nie. Hulle sit nie 'n swaartekrag waarskuwing op by die weervoorspelling. Almal onder 30 kg. Maak 'n gewig in jou linkervoet vas vandag. Swaartekrag het afgeneem. Gelukkig is dit nie so nie, né? Hy trek ons af altyd. En dit is 'n wet. Nou as ek my Bybel vat en ek hou hom daar, dan wat trek hom af onder toe? 'n Wet. Wat hou hom bo? My wil. Wie gaan wen? Dis enige bedsie, dis enige bedsies. Teen môreoggend is my hand op die grond. Die wet gaan altyd wen. So al manier hoe ek 'n wet kan wen, is met 'n ander wet. Okay? So hy sê die wet van die sonde en die dood, kan jy nie met jou wil wen nie. Jy kan nie met jou wil, hoe probeer jy hoe hard, die wet van die sonde en die dood oorkom nie. Jy moet dit oorkom met 'n ander wet. En dis die wet van die gees van die lewe in Christus Jesus. Die wat in die gees wandel. Okay, nou hoe, dit klink vreeslik ingewikkeld. Hoe kry ek dan daai wet? Dis nie so ingewikkeld. Want vers 5 sê ons wat dit behels. Vers 5. Baie maklik. Want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge. Die wat geestelik is, bedink geestelike dinge. Maklik. So wat jy dink. Want wat die vlees bedink is die dood, maar wat die gees bedink is lewe en vrede. So eenvoudige beginsel, die Here Jesus leer nou vir jou. Hy staan hier by jou. Jy moet vir my miskyk, jy moet hom raak sien. En hy leer vir jou dat wat jy dink, aktiveer wette. Nie elke gedagte wat jy dink, is jou gedagte nie. Daai gedagte wat Jesus gekry het in die woestyn, as jy die seun van God is, was nie Jesus se gedagte nie. Jesus het niks verkeerd gedoen om daai gedagte te kry nie. Amen. Hy het net erken dat die gedagte is nie my gedagte nie. Wat sal die duiwel doen? Die duiwel sal op jou een skouer sit en vir jou gedagte gee. Dan spring hy na die ander skouer toe en sê, wie is jy? Jy neem jouself 'n Christen en jy dink sulke gedagtes. Dis 'n ou triek daai. Jy sien dit, jy moet net plat trap.
Jy moet besef, met daai gedagte, die woord sê vir my, ek moet elke gedagte gevangen neem. So ek herken, wat is die eerste stap om 'n dief gevangen te neem? Jy moet hom herken. Police file. Kry 'n foto van hom. Herken hom. Hierdie gedagte wat ek nou kry, is nie van die Here af nie. Hierdie is Satan. Hy probeer my nou, en hy gaan jou bombardeer baie keer. Hoekom? En veral wanneer die Here 'n groot deurbraak vir jou lewe het. Net wanneer jy op die punt is. Jy is op die punt om 'n groot deurbraak te kry. En die duiwel sien in die gees, is iets aan die gang, iets beweeg nou, hierdie Christen gaan nou na 'n nuwe level toe gaan, nou moet ek dadelik aanval. En hy val aan met gedagtes. Maar as jy reg is vir hom, dan vat jy die swaard van die woord, en jy steek hom daarmee. Jy sê, papa, my God voorsien in al my behoeftes, na sy rykdom in heerlikheid in Christus Jesus. Amen. Ek het gegee, en aan my sal gegee word. 'n goeie maat, ingestamp tot oorlopends te vol, sal die mense in my boesem gee. Amen. Dis wanneer ek vir jou sê, jy gaan dit nie maak finansiëel nie. Amen. As jy jou liggaam wil aanval met simptome, praat met dit. Praat met dit. Jy kan die woord spreek, jy kan ook met die simptome praat. 1 Petrus 2 vers 24, kom ons kyk daarna. 1 Petrus 2 vers 24. Dis ek by 1 Johannes. Wat self ons sondes in sy liggaam op die kruishout gedra het, sodat ons die sondes kan afsterwe. Die oorspronklike sê sodat ons dood kan wees vir sonde en lewendig kan wees vir geregtigheid. Deur wie se wonde julle genees is. Die King James vertaling sê, who his own self bore our sins in his own body on the tree, that we, being dead to sin, can be alive unto righteousness, by whose stripes we are healed. Jy moet dit mediteer. Ons is in Canada gewees en die pastoor sê om kom help verf. Nou verf ons sy sitkamer vir hom. Dan dink ek myself, dis nou baie goeie geleentheid te mediteer, want dis nou geen intellektuele vermoëns nodig om te verf nie. Jy kan net so op en af met die roller. Dat ek my King James Bybeltjie in my sak, nou haal ek, lees ek hom, stuk hom terug, en mediteer ek hom. Vergeet ek wat daar gestaan, haal ek hom weer uit, lees ek hom weer. Snaaks jy my oor en oor, jy mediteer hom. Want jy moet hom mediteer, om van jou kop af in jou hart in te kom. Anders gaan hy nie vir jou werk nie. As hy net in jou kop is great, maar is nie genoeg nie. Dit moet in jou gees tref. Nou as ons kyk na geregtigheid, wat die eerste openbaring, die fundamentele openbaring is. Dan moet ons eers gaan na 2 Korintiërs 5:21. 2 Korintiërs hoofstuk 5 vers 21. Dis ons eerste openbaring wat ons moet mediteer om te vorder in die koninkryk. So toe ek 22 jaar oud was, het om Henny vir my hierdie versie geleer. Of hy het vir my gesê ek moet hom mediteer, né? En ek het hom gelees, jy weet, in regtig, is 'n klomp woorde wat daar staan, maar dit het geklink soos een van daai, wat is daai Harris Pro se word salads, jy weet, is 'n word salad. Jy sê het op goed nie, jy sê eintlik niks nie. Hoekom? Want ek het duisternis gehad. Daar was nog duisternis in my denke. Nou leer ek hom, gelukkig leer ek hom toe. Want hy het hom, wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Okay? Nou leer ek hom. En dan begin ek om mediteer. God het hom, wat geen sonde geken het nie. Dan dink ek, ja, geen sonde geken het nie. Nie meer wat die sonde gedoen nie. Hy het geen sonde geken nie. Sonde vir ons gemaak. Daar staan net om uit sonde op hom gesit,
of het hom so sonde gemaak, hy het hom sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word, wow, die geregtigheid van God in hom. Dus ek mediteer om, en ek mediteer om, ek ry my Datsun bakkie, en ek draai in, is in Pretoria, ek is 'n student, en toe ek in Dankenstraat in draai, toe kap hy my net hierso, toe weet ek is die geregtigheid van God. Ek staan volmaak vir hom. Amen. Dis 'n geskenk. Jy kan nie meer geregtig word of minder geregtig word nie. Jy is of geregtig, of jy is ongeregtig. Dis 'n geskenk. Nou, dit is 'n fundamentele ding, en jy moet dit mediteer, en ander mediteer. Ons kan dit nie ophou nie. Help my, ek vertel vir jou wat ek openbaring het gekry toe ek 22 jaar oud was. Nou is ek 57, het ek nog steeds die openbaring. Ek weet sorg dat ek hom hou. Want ek kan hom verloor, né? Ek kan hom laat oud word as ek wil. En ek leef nie meer aan nie. Dit gaan my niks help nie. Ek moet hom vashou. Baie belangrik. So Hebreërs, kom ons kyk na Hebreërs 9 eers. Hebreërs 9 vers 24. Want Christus het nie ingegaan in 'n heiligdom met hande gemaak, 'n teebeeld van die ware nie, maar in die hemel self, om nou vir die aangesig van God vir ons te verskyn. Ook nie om homself dikwels te offer, soos die hoofpriesters elke jaar in die heiligdom ingaan met bloed wat nie hulle eie is. Hy het met bloed ingegaan wat sy eie is. Want dan moes hy dikwels gelei het van die grondlegging van die wêreld af. Maar nou het hy eenmaal in die volëinding van die eeue verskyn, om die sonde deur sy offer weg te doen. Die sonde weg te doen. Net soos die mense bestem is om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel. So sal Christus ook nadat hy eenmaal geoffer is om die sondes van baie weg te neem, vir die tweede maal sonder sonde verskyn aan die wat hom verwag tot redding. Nou hoofstuk 10, vers 1 tot 3. Want die wet, wat 'n skaduwee het van die toekomstige weldade, nie die beeld self van die dinge nie, kan nooit die dieselfde offers wat jaar na jaar gedurig gebring word, die wat toetree tot volmaaktheid lei nie. Anders sou hulle opgehou het om geoffer te word, omdat die wat die diens verrig, nadat hulle eenmaal gereinig is, geen bewussyn meer van sondes sou gehad het nie. Maar in die offers van die wet is daar 'n herinnering aan sondes. So, dit gaan oor 'n geregtigheidsbewustheid teenoor 'n sondebewustheid. Want ons bou 'n koninkryk aan die binnekant van ons, né? En die eerste openbaring wat ek moet kry as ek wil vorder is, ek moet 'n geregtigheidsbewustheid ontwikkel. Nou, Jesaja 54 praat daaroor. Jesaja 54. En daar moet ek hom eintlik lees, want hy's 'n bietjie flou geskryf in die ou Afrikaans. Ek gaan hom in die Amplified lees. In die Amplified is nader aan die oorspronklike skrifte kom. Luister hierso, Jesaja 54 vers 14. You shall establish yourself in righteousness. Nou, hy bedoel nie daarmee met jou eie geregtigheid nie. Hy bedoel 'n righteousness consciousness. Jy sien, Jesus het alles gedoen wat nodig is vir jou, dat geregtigheid 'n geskenk kan wees. God het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir jou gemaak, dat jy kan word as 'n geskenk die geregtigheid van God in hom. Maar nou moet jy jouself daarin establish. Dit beteken ek moet dit ingrafeer in my denke, ingrafeer in my gees. You shall establish yourself in righteousness. You shall be far from even the thought of oppression or destruction. For you shall not fear. As jy die openbaring van geregtigheid waarlik in jou gees ontwikkel, maak dit jou vreesloos. Vreesloos.
And from terror, for it shall not come near you. Het jy belofte teen terrorisme? Amen. Jy onthou daai getuienis van Pastor Joe van der Berg, waar hy daar in Kerkstraat afstap, 1980, op pad werk toe. En die Heilige Gees sê vir hom stop, en hy stop. Die Heilige Gees sê vir hom draai regs, en hy draai regs. Die Heilige Gees sê vir hom, ek gaan nou met die pad af, en toe hy halfpad af is wat gebeur. 1980 betwee 'n bom gaan af, presies waar hy sou gewees het. You are far from terror. It shall not come near you. Jy moet luister. Amen. Die Heilige Gees praat met jou. You shall establish yourself in righteousness. Nou, as ek Jesaja 32 vers 17 lees, en ek gaan hom ook in die Amplified lees, dan sê hy die volgende: And the effect of righteousness will be peace. Wanneer ek myself ingrawe in 'n geregtigheidsbewustheid, ek werk aan myself, ek neem elke gedagte gevange wat teenstrydig is met die woord van God. Elke gedagte van veroordeling, elke gedagte van herinnering aan my ou lewe. Jy sien, Paulus het dit so mooi gedemonstreer in 2 Korintiërs 7 vers 2. Sê Paulus die volgende woorde. Hy sê, ontvang my. Ek het nog nooit iemand skade aangedoen nie. Dan dink jy vir jouself, hey Paulus, is 'n wit leentjie daai. Want ek het die vorige boeke gelees in Handelinge, en jy was 'n kerminkel gewees. Jy het Christene, jy het baie mense skade aangedoen. Die waarheid is, Stefanus, wat die eerste persoon is wat gekruisig, gestenig is, wie was in charge van sy steniging? Paulus. Wat 'n lowlife. En nou het jy die audacity om te sê, ek het niemand skade aangedoen. Ek nou dink hy het so met die Here gepraat, en die Here sê vir hom, die Heilige Gees sê vir hom, watch who you call a sinner. The man you talk about has died on the road to Damascus. Die ou van wie jy nou praat is dood, op die pad na Damascus. Die ou mens, daarom is 2 Korintiërs 5:17, daarom is iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Maar die geheim is, jy moet nie ook die hele tyd dink aan die ou mens. Jy is 'n nuwe skepsel, maar jy kan nie die hele tyd leef daar nie. Jy moet dit vergeet. Supernatural forgetfulness. So, Paulus het dit bonatuurlik vergeet. Tot die punt waar hy met alle eerlike gemoed kon sê, ek het nog nooit iemand skade aangedoen nie. Hy het mense gestenig het. Want as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, alles het niet gewoon. Hy het sy geskenk van geregtigheid ontvang. Hy het dit gevat. En maar hoe groter sondaar jy is, hoe meer desperaat is jy vir daai geskenk van geregtigheid. Jy sien, hoe blyer is jy oor daai geskenk. Dis 'n geskenk, man. Die Here Jesus gee hom vir jou, hy het gaan staan, hy het in die hemel ingegaan met sy eie bloed. Hy het gaan staan vir die troon van God, vir jou. Sodat jy vry kan wees, sodat jy die geregtigheid van God in hom kan wees. Al wat jy nou moet doen is, vat dit, en bou dit in jou in. Weier enige gedagte, wat teen dit spreek, want dit is van die vyand af. Want as jy nie geregtigheidsbewustheid aktief het nie, gaan jy ook nie vrymoedigheid hê nie. En as jy nie vrymoedigheid het nie, gaan jy niks ontvang nie. Jy gaan jouself die hele tyd diskwalifiseer. En dis wat die vyand in gedagte het. Kom ons spyt bietjie die vyand. Ons strap bietjie sy chunk af, amen. Ons sê, ek weet nie waarvan jy praat nie. As die duiwel jou beskuldig met ou goeters, sê vir hom, waarvan praat jy? Ag, jy weet baie goed waarvan ek praat, ek het nie klou waarvan jy praat nie. Hy het my sonde van my verwyder, sover as die ooste verwyder is van die weste. Die bloed van Jesus het my skoon gewas. Ek is vry. En ek het Jesus hier by my. Ek het die koning van die konings hier by my. My horlosie is al steeds in vir 'n diens, hoor. Jy sal met flikker daar as ek.
Romeine 12:2, Romeine 12:2 sê die volgende, hy sê, en word in die wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. So, kom ons ontleed daai versie. Hy sê, die wil van God is 3 dinge. Goed, welgevallig en volmaak. Maar om dit te bewys, moet jy jou denke vernuwe. As jou denke nie vernuwe is, jy dink jy alles wat gebeur op die aarde is God se wil. Alles wat op die aarde gebeur is nie God se wil nie. Die eerste ding wat op die aarde gebeur het wat nie God se wil was nie, was die sondeval. Hoe weet ek dit? Hy het gesê, moet dit nie doen nie. Moet dit nie doen nie. Is dit dan sy wil? Is nie sy wil. Amen? Maar jy is 'n wese wat individueel kan optree. Hy het jou so gemaak, na sy beeld. Dit was nooit sy wil dat die mens moet val nie. Maar die mens het geval, omdat die mense 'n wil het. Jy het ook 'n wil. Jy sien, die teoloog wil sê, alles wat gebeur is die wil van die Here. Ek het vanmôre 3 stroopwafels ontbyt geëet, want dit is van die grondlegging van die aarde af bepaal gewees. Dit is 'n lekker kop, ja, daai. Jy het besluit om 3 stroopwafels ontbyt te eet, en jy gaan betaal daarvoor. You're free to choose, but you're not free from the consequence of your choice. So, dit is jou besluit. Die boek van Spreuke sê dat die mens in sy dwaasheid doen dwaase dinge en slegte dinge gebeur in sy lewe en sy hart verwy die Here. Moenie in daai trap val nie. As ek droog maak, hardloop na die Here toe, nie weg van die Here af nie. As ek verkeerd opgetree het, gaan net na hom toe, hy sal jou help. Hy sal sy arms om jou sit en sê, okay, kom ons kyk wat ons vir met mekaar kan maak van hierdie gemors. Kom ons help jou wat ons kan. Hy sal, want hy is liefde. Amen. Nooit weggaan van hom. Die vyand wil jou weglaat hardloop. Galasiërs 1 vers 3 en 4. Galasiërs 1. Vers 3 en 4 sê, guns vir julle en vrede van God die Vader en ons Here Jesus Christus, wat homself gegee het vir ons sondes, sodat hy ons kan uitred uit die teenwoordige bose wêreld, volgens die wil van ons God en Vader. Daar's God se wil. Jy al gewonder wat God se wil is, daar's hy. Sy wil is dat jy uitgered moet word uit die teenwoordige bose wêreld. Dat jy op 'n vlak kan lewe in die koninkryk, bo die vlak van die boosheid. En hy het homself gegee om dit reg te kry. Nou, mense vra, hoekom doen die Here nie iets nie, want hy het klaar iets gedoen. Hy vra, hoekom ontvang jy nie bietjie? Jy sê, ons sal altyd no fault insurance, ons sal al die skuld op die Here sit. Maar die vraag is, hoekom hoor ons nie bietjie nie? Hoekom ontvang ons nie bietjie nie? Hoekom spreek ons nie? Jy ontvang geloof deur te hoor. Jy stel geloof vry deur te spreek. Romeine 10, vers 8. Naby jou is die woord, in jou mond en in jou hart. Dit is die woord van geloof wat ek, Paulus, verkondig. Dat as jy met jou mond Jesus as Here bely, en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Daar is 'n verskil tussen redding en wedergeboorte. Wedergeboorte is wanneer ek ontvang, die wedergeboorte is wanneer ek met my hart glo. Dis al wat nodig is. Maar 'n geboorte is in iets in. 'n Redding is uit iets uit. Ek word gebore in 'n familie. En die dag toe ek die Here Jesus, toe ek 11 jaar oud was, en ek ontvang Jesus in my hart, en ek maak hom die Here van my lewe, toe is ek in 'n nuwe familie ingebore. Maar ek is nog nie gered gewees met al die goeders rondom my nie. Dit is 'n proses my hele lewe lank sal duur. Elke gevaar, elke probleem. Hy het homself gegee vir my sondes, sodat hy my kan uitred uit die teenwoordige bose wêreld. Naby jou is die woord, in jou mond en in jou hart. Dis die woord van geloof, wat ek, Paulus, verkondig. Sit die woord in jou mond, jy kry hom so in jou hart. Praat met dinge. Praat met dit. Dit is hoe die koninkryk werk. Psalm 103.
Ken julle Psalm 103? Loof die Here, o my siel, en alles wat binne in my is, loof sy heilige naam. Loof die Here, o my siel, en vergeet geen een van sy weldade nie. Teoloog gaan vir jou sê, kies een weldaad. Kies net een. Dis 'n multiple choice. Die Here Dawid sê nee. Vergeet nie een nie. Hy sê nee, vir my is dit belangrikste dat ons is regtig, mense sal dit doen. Dit gaan oor om hemel toe te gaan. Al hierdie ander goed is net bysaak. Nou ja, as ek moet kies, sal ek ook so sê. Maar hy het nie gesê ek moet kies nie. Hy het gesê vergeet nie een nie. Dan begin hy, dan sê hy wat al jou ongeregtigheid vergewe. Nou ja, daar is jy wedergebore. Wat al jou siektes genees. Wat jou lewe verlos van verderf. Jy kan ook sê hy maak jou vry van verwoesting. Wat jou kroon met goedheid en barmhartigheid. Wat jou mond of jou siel versadig met die goeie, sodat jou jeug weer nuut word, soos die van 'n arend. Halleluja. Loof die Here, o my siel. Jy sien, jy plaas jouself nou, dat die oomblik as Satan jou aanval in jou gedagtes, dis jou beste verdedig. Dis begin te loof. Loof die Here, o my siel, en alles wat binne in my is. Toe ons klein was, is baie keer as ons nou mekaar wil kwaad maak of wat ook al, dan praat ons oor die ander een. Het jy onthou kinders praat so oor mekaar. Nou jy moet so oor die duiwel praat. Hoe harder die duiwel met jou praat, hoe harder praat jy oor hom. Hy chap jou die kant, jy sê, loof die Here, o my siel, en alles wat binne in my is, loof sy heilige naam. Loof die Here, o my siel, en vergeet geen een van sy weldade nie. Hy gaan rondspring, hy gaan probeer in jou sintuie te betrek, hy gaan probeer in jou, kyk daai kind wat aan die epilepsie gelei het. Toe Jesus van die berg van verheerliking afkom, en die pa kom na Jesus toe en sê, die disciples het probeer, as jy iets kan doen, wat sê Jesus vir jou? Hy sê, wat dit dan betref, as jy kan glo, hy gooi dit reguit terug vir jou, as jy kan glo, alles is moontlik vir hulle wat glo. En hy begin met die kind, wat die Satan in die volgende oomblik. Hy gee hom 'n lekker ene daar, vir die sintuie, né? 'n lekker aanval. Maar Jesus word nie gelei deur sy sintuie nie, hy word nie gelei deur wat hy sien, of wat hy hoor, of wat hy voel nie, hy neem gesag en is weg. Sien dit, maar dan moet jou gees opgebou wees. Jy kan nie met 'n papgees funksioneer nie. Jy moet eers jou geregtigheidsbewustheid opkry, dat dit in jou jy moet dit inbou, geregtigheidsbewustheid. Die koninkryk van God is nie spys en drank nie, maar geregtigheid, vrede. Hoe groot is jou vrede? Hoe maklik word jou vrede gesteel? Jesus het gesê, jy moenie jou vrede laat steel nie. Hy het gesê, my vrede laat ek vir julle na. Amen. Not as the world give, do I give. In die Amplified Bible dan, Mattheus 6 sê, hy sê, stop allowing yourselves. Do not allow yourselves to be perpetually uneasy about your life. Hoor daai woorde. Do not allow yourself to be perpetually uneasy. Net so 'n laaggraadse ongemaklikheid. Jesus sê, hoor nou mooi, Here, dis die Here van die kerk, die koning van die konings wat met jou praat. En hy gee vir jou baie goeie raad. Hy gee vir jou 'n tip, wat alles kan verander. Hy sê, hou op om effentjies ongemaklik te voel in jou lewe. So eenvoudig. So eenvoudig. So wat moet jy doen? Jy moet in vreugde bly en in vrede bly. Nou Jesaja 55 sê, jy sal uittrek uit die probleem uit die moeilikheid uit met vreugde, en voortgelei word met vrede. Jy sal nooit 'n verkeerde besluit neem as jy vrede bou. Hoe hoër jy jou vrede kan bou en dit volg, hoe beter gaan jou besluite wees. Die oomblik as jy onvrede in jou, jy moet onderskei tussen jou gees en jou denke. Jou gees is nie jou denke nie. Iemand kan 'n geweldige ontwikkelde brein hê, maar 'n dooie gees, en hulle gaan foute maak heavy. Maar as jou gees met jou kan praat, gaan jy nie foute maak. Ek het al gesien toe ek in Kanada gewerk het, eendag. En nou sien ek is 'n gewone GP, ek is nou my 20, sou net begin werk, jy weet jy doen maar wat jy geleer het om te doen. Nou sien ek tussen 60 en 80 pasiënte 'n dag.
So dit is vinnig, jy gaan so. Bloeddrukpilletjie hier, antibiotika daar, net so. Dis wat jy geleer is, né? En dan kom 'n ou met diarree. Ja, wat doen jy vir diarree? Jy gee vir hom een of ander ding met diarree stop, né? So aan, stuur hom huis toe. En hulle gesê het my duidelik, doen rektaal. Wat? Diarree? Klink mos nou, ek luister, gelukkig luister ek. Toe kan rektaal doen, dis het ek my vinger in 'n kanker in. Dan voel ek daai duidelike kanker as dit. Dis nie genius of hier is 'n studeer of dit gedoen het nie. Dis net die Heilige Gees. Ek het aanhou gehad, ek ondersoek sy maag. Niks keer nie. En ek voel net skielik, ek voel of iets my hand so tik. En ek weet hy moet 'n kolonoskopie gaan kry. En ek stuur hom, dadelik kanker. Graad 1 uitgehaal, hy's genees. Maar die Here het my gewys as iets daar. Nou dit is jou gees wat ontwikkel. Jy moet jou gees ontwikkel. En ons gaan eendag, kan ons spyt is, ons nie ons gees meer ontwikkel. En ons kan dit doen, as ons dit nou net begin wakker word en besef. Maak nie saak wat jou beroep is wat jy doen. Wat jou Heilige Gees kan jou help, kan jou wys. Hy is aan jou kant, hy wil jou oorsit. Hy's vir jou. Hy's nie teen jou. Markus hoofstuk 11. Markus 11 sien ons die hoofstuk oor geloof. Ek wil net daar so 'n mooi ding wys. Markus 11, vers 20, en toe hulle vroeg in die môre verbygaan, sien hulle die vyeboom verdroog van die wortels af. En Petrus het onthou en vir hom gesê, Rabbi, kyk, die vyeboom wat u vervloek het, is verdroog. Jesus antwoord en sê vir hulle, julle moet geloof in God hê, of die oorspronklike sê, julle moet geloof van God hê. Wow. So Jesus die hoë standaard het hy stel. Want voorwaar ek sê vir julle, dat elkeen wat vir hierdie berg sê, hef jou op en werp jou in die see, nie in sy hart twyfel nie, maar glo wat hy sê sal gebeur, hy sal verkry met wat hy sê. Daarom sê ek vir julle, alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit ontvang, julle sal dit verkry. En wanneer julle staan en bid, vergewe as julle iets teen iemand het, sodat julle Vader wat in die hemel is, ook julle oortredinge mag vergewe. Nou, hier's 'n paar belangrike punte om jy af te sluit hierso. Hy praat 3 keer van sê, in vers 23, sê, né? Dit kom 3 keer voor. So dit is belangrik wat jy sê. Dit is belangrik om te praat met probleme, en nie te praat oor probleme nie. Die wêreld wil hê jy moet oor probleme praat. Die koninkryksmense praat met probleme. Dit is een van die grootste onderskeid as jy wil, jy kan net jou mond hou en na iemand luister, en jy gaan sien of, en ek praat nou van Christene, of hy koninkryksou is of nie, 'n koninkryksou gaan met probleme praat, en 'n gewone Christen gaan oor probleme praat. Okay? Jy moet jouself oefen om met probleme te praat. Dis wat die woord vir ons sê, ons praat met hulle. Ons praat met hulle. Ons praat met die weer. Ons praat met ons finansies. Ons praat met ons lyf. Ons praat met ons verhoudings. Amen. Dis 'n groot onderskeid. Daar's 'n verskil tussen ontvang en verkry. Kyk mooi na vers 24. Daarom sê ek vir julle, alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit ontvang en julle sal dit verkry. Jy moet dit ontvang voor jy dit kan verkry. As jy dit nie ontvang nie, kan jy dit nie kry nie. Amen. Hoe ontvang jy dit? Hoe ontvang 'n ma 'n babietjie? In haar maag, né? Maar sy het nog nie die babietjie gekry nie. Okay? Hoe weet jy as 'n babietjie? Want in die begin kan jy nie sê nie. Dit sê jy swangerskap toetsie doen nie, né? Maar sy het die babietjie. Babietjie is daar. Maar sy het nog nie die babietjie gekry nie. As jy dit ontvang, wanneer moet jy dit ontvang? Jy moet ontvang wanneer jy vra, dan sal jy dit kry. As jy dit nie ontvang wanneer jy vra nie, gaan jy dit nooit kry nie. Wanneer jy in die gebed, alles wat jy in die gebed vra, glo dat jy dit ontvang.
En julle sal dit kry. Daar is 'n verskil tussen die ontvang en die manifestasie, né? Ek moet dit ontvang in my gees. So ek gaan na God toe op grond van sy woord. Sy woord sê vir my die volgende: My God sal voorsien in al my behoeftes na sy rykdom en heerlikheid. Nou gaan ek op grond van 'n behoefte en op grond van daai skrif. Ek sê, Vader, ek glo ek ontvang dat my behoeftes voorsien in word. Maar dit lyk nog nie so as ek daarna kyk nie. Maar ek ontvang dit. En dan sê ek, die woord sê, gee en julle sal gegee word. Nou as jy nie gegee het nie, jy lieg, Here weet nie. Okay. Maar jy het gegee. Gee en julle sal gegee word. Ons moet woorde spreek. Toe ek en die stel net getroud is, het ons besluit om 'n 10de te gee van ons trougeskenke. En dit was R1000. Nou dit klink nie nou baie nie. Maar ons is lankal getroud. So dit beteken dit was baie geld. Dit was 1989. 1989 is ons getroud. En toe het ons daai R1000 gesaai, maar nie net gesaai nie. Ons het woorde gespreek daaroor. Ons het gesê, Vader, ek saai hierdie saad in die koninkryk en ek glo ek ontvang 'n oes. Engele gaan uit, gaan haal my oes. Ek dink dit was minder as 'n maand later. Toe kry ons 'n cheque in die pos van R30.000. Onverwags. En ons kon ons studieskuld afbetaal. En 'n paar dae later na dit, toe klik ek. Dis 'n bietjie stadig. Dis die saad wat ek gesaai het, is 30voudig. Amen. Sien, dit is meer werd. Ek sê vir jou, dit is meer werd. As jy eenmaal dit ervaar het, as jy eenmaal jou voete nat gemaak het in die koninkryk, en jy het gesaai, jy het geoes, en jy het gespreek en het gebeur, jy sal nooit weer dieselfde wees. Dit is meer werd as enige iets wat enige mens jou kan gee. Amen. Want jy weet, Jesus is hier by my, en hy is vir my, en hy help my. En hy gee vir my die wysheid om enige ding te hanteer. So jy maak jouself 'n landingsplek vir die krag van God. As jy die krag van God land nie in bitterheid nie. Dit is wat hierdie deel van ons leer. As jy vol bitterheid is, die Here genadiglik is nie bitter nie. Amen. Jy kan so bly wees. Die Here hou nie al jou sondes teen jou nie. Amen. Maar omdat hy so is, kan sy krag ongelukkig nie vloei as jy ander se sondes hou nie. Dis nie dat die Here snaaks is daaroor nie. Dis 'n soliede geestelike blokke wet in die gees. So jy sal moet vergewe. En as jy nie kan vergewe nie, dan gaan daai ou wie nie vergewe nie, jou anders seermaak. Want nou kan jy ontvang van die Here af. So laat dit gaan. Die Here be the judge. Hy sal met die ou deel. Okay? Maar die Here is ook nie, die krag van God vloei nie waar daar vrees is nie. Want hy het geen vrees nie. Die krag van God vloei nie waar daar twyfel is nie. So ek maak myself deur te bou in hierdie koninkryk, geregtigheidsbewustheid, vrede en vreugde, maak ek myself 'n landingsplek vir die krag van God. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons dankie vir die voorreg om hier saam te wees vanmôre. Dankie vir u kosbare woord. Ons maak dit ons harte oop, ons ontvang dit. Dankie Jesus dat u by ons staan, dat u by ons is, elke oomblik van ons dag. Ek bid dat ons elkeen wat hier is vandag, net 'n bewussyn sal hê van die teenwoordigheid. Elke dag, 24 ure dag, dat ons met u sal praat, u stem sal hoor, gehoorsaam wees, gelei word deur u. Dankie vir u teenwoordigheid. Dankie vir u liefde. Dankie vir die amazing geskenk van geregtigheid. Dat ons volmaak kan staan voor ons hemelse Vader. Dat ons volmaak kan staan voor die regbank van die hemele, van die heelal, deur u bloed. Dankie daarvoor. En ons vat dit, ons weier enige gedagte aan veroordeling,
Ons by enige gedagte of herinnering aan sonde, ons herinner onsself nie aan sonde nie, maar ons herinner ons aan die bloed van Jesus, wat ons vrygekoop het en skoon gewas het. Ons dank U daarvoor. Dankie Here Jesus. Amen. Halleluja. Right, ons gaan ons